Hallelujah. We want you to use me, God. Hallelujah. Amen. Praise the Here. Hallelujah. Glory, glory, glory. En vrou sê hy is 'n bietjie hard. Weet nie hoe kom nie. Weet nie wat is die probleem nie. Is dit beter nou? Prys die Here. Amen. Hallelujah. Yes. Prys die Here. Is lekker om die Here te dien. Is 'n bietjie warmer vandag, né? Ja. Ek dink gister was dit ook nie te sleg nie. Dis beter, die weer is beter as laas Sondag. Prys die Here. Laas Sondag was dit bietjie kouer. Nou weet ek nou nie. Ek weet nie of ek vir die Here moet bid, warm of koud nie, want dit maak nie 'n verskil nie as ek hier kom en die harte van die mense nie. So ek dink is nie meer die weer. Ja, prys die Here. Halleluja. Ek so bly hier gekom vanmôre. Anderste was dit net ek en my vrou en my kleinseun. Prys die Here. En hy kan goed preek. Al is dit net nee die hele tyd. Prys die Here. Halleluja. Is lekker om julle hier te sien en nou moet ek versigtig wees met iemand want hy beweeg net soos sy oupa. Ons het die hele klomp verskonings vanmôre. En oom Giel en tannie Hester is weg. Ek dink oom Giel is na een of ander klinieke waar hy een of ander opvolg besoek moes doen. Ek dink is vir die knie, as ek reg het. So hulle is nie hierdie naweek hier nie. Broer Rudy en suster Annelie het verskoning gemaak. Blykbaar het die kinders daar opgedag. Hulle kom die kleintjies haal. Ek voel so jammer vir ou Janko. Hy laas Sondag vir my gevra, oom, as ek weer kom, kan ek weer die tamboerijn speel. Toe sê ek ja. Min het ek geweet, ek gaan nou nie weer hier wees vir Sondag nie. So ek het in die gister of eergister in broer Rudy vasgeloop. Dit ek hom probeer oortuig, kom. Ek bring die kinders aan, die ander klein seentjie wil nog tamboerijn speel, maar ek was toe nie so oortuigend soos wat ek gehoop het ek sou wees nie. En dan oom Eddie, soos ek vir julle gesê het, hy is na sy kinders toe, daar is 'n kleinkind of 'n agterkleinkind wat gebore word. So hulle is nie hier nie, hy het aan Rita, dan broer Andrei gisterand 'n boodskap gestuur. Hy is nie vandag nie, en dan vanoggend dit suster Dina en dat weet sy en broer Charles gaan ook nie hier wees nie. So ons is heelwat wat vanmôre nie hier is nie, maar gelukkig is hier vanmôre hier. Gelukkig is ons meer as 2 of 3. Prys die Here. Halleluja. So en dan die belangrikste, die Here is vanmôre hier en die Heilige Gees is vanmôre hier. En ek het gekom met 'n verwagting om 'n aanraking te hê en ontmoeting te hê met die Here en dat die Here ons gaan spreek. So ek hoop u is vanmôre met daardie selfde verwagting hierso. En dan het ons een verjaarsdag. Ek het hom opgesit in die aard van die saak omdat suster Rietjie eintlik maar deel is van ons gemeente, al is dit dan nou net met aanddienste. Haar man, broer Jacques, verjaar die 13de en is môre is die 13de verjaar. En dan die 15de, dis Woensdag, het ons 'n huweliksherdenking. En as ek so kyk na vanmôre, dan vermoed ek dis seker nou al hulle 50ste herdenking. Julle nog nie so lank getroud nie. Langer. Dit lyk nie so nie. Julle so in mekaar gekleef. Dit lyk asof julle al vir ewig saam is. Prys die Here. Halleluja. So pastoor Rywert en suster Mariet se huweliksherdenking is Woensdag. En dit is wat 'n kosbare voorreg is dit. Nie net om dit saam met julle te kan geniet nie, dat die Here julle geseën het, en julle ook daarin vir ons 'n voorbeeld is. Miskien het ek eintlik gedink aan broer Karl, ons suster Karla wat was 50 jaar. Nee, dis nog Voel dit te lang. Prys die Here. Halleluja. Okay, dan is dit ontmoet in Tannie Marie. Julle is al oor 50 jaar. Ja. Julle is nou amper by 100.
So tussen 90 en Biltong. Prys die Here. So ek gaan vra terwille van Suster Mariet gaan ek sien toe kom. Ek sal na julle toe kom, as julle agter die kamera, jy is nie blootgestel nie en sy voete sit aan nie. Ek wil vra dat jy die hande sal uitsteek en hulle seën. Ek wil net graag vir hulle bid. Hemelse Vader, hulle is werklik 'n voorbeeld in gees en in lewe, Here. Here, dat U dit goed gedink het om hulle ten eerste met mekaar te voeg en saam te smelt en dat hulle een geword het, Here. En Here, dat hulle in daardie eenheid ook hier diensbaar is, Here. Dankie, Here, dat U ook saam met hulle was, elke stap, Here. Nie net in die jaar wat verby is nie, maar Here, van dag 1 af was U elke oomblik daar, saam met die highs en die lows, Here. Wanneer dit goed gegaan het en sleg gegaan het, want U eer die verbond, Here. Here, en dan staan hulle ook vanmôre hier in erkenning, dat hulle saam ook daardie verbond met U eer, Here. En dan wil ons bid, Here, dat U guns in die jaar wat voorlê, hulle sal oorweldig, Here. Dankie dat U reeds in hierdie jaar vooruit beweeg het en vir hulle die pad gelyk gemaak het. En dat U vanmôre ook met hulle bevestig, net soos wat U tot hiertoe saam met hulle was, Here, is U ook met die pad vorentoe saam met hulle en sal U hulle nie begewe en hulle nie verlaat nie. Here, ek bid dat U hulle sal seën, nie net in eenheid nie, maar Here ook in guns, Here, in voorspoed, in liefde, in genade, in barmhartigheid, in gesondheid, Here. Here, in elke faset van hulle lewe, Here, saam, dat hulle nie net saam sal groei nie, maar dat hulle groei in U, Here, in U gevestig sal wees, dat Christus die fondasie is, maar ook die een is na wie toe hulle werk, Here. Here, dat hulle sal volhard ook hierin, is my gebed, Here. En ek dank U, Here, dat ons dit saam met hulle kan geniet, Here, en dit saam met hulle kan deel. Seën hulle dan nou in Jesus Christus naam. Amen en amen. Die Here seën, baie geluk, al is dit 2 dae vroeg, maar ons gaan nie hier wees nie, en mag die Here julle seën, en mag ek nou dit wat my kleinkind hier gestrooi het, as sy seëninge vir julle. Prys die Here. Halleluja. Glory to Jesus. Wat 'n voorreg om die Here te kan dien. Wat 'n voorreg om hom te ken en deur hom geken te kan wees. Dankie dat ons kan weet ons name is in sy handpalms. Amen. Prys sy naam. So ons afkondigings is dieselfde. Daar is vanaand 6uur aanddiens. Prys die Here daarvoor. Alhoewel daar nie hierdie Woensdag dames bid hier iets nie, hulle is nog vir 'n rukkie rustig. Ek dink hierdie sal die laaste Woensdag wees wat hulle is. So die week daarna sal hulle weer aan die gang. Prys die Here. En maar mevrou het vir my gesê sy sien nie kans nie, sy gaan nie kerk toe kom nie. Want hierdie man is net besig. Sy sê van maar jy moet kom tamboerijn speel. Prys die Here. So as sy nou na die lofsang hier uitstap, vergewe haar, verskoon haar, ek het haar toestemming gegee. Maar kyk hierdie mannetjies, en as ek nou gaan begin preek, it's gonna be very difficult. Prys die Here. So alles is nog normaal, is hierdie week, ek dink die week is op hierdie week af, en daarna sal hulle weer aan die gang kom, so dan is alles weer in volle swang. Prys die Here daarvoor. So kom ons staan, ek gaan vir broer John vra vir ons te open met gebed en dan gaan ons lekker saam sing, dat ek nou net vir my vrou en die kleinseun in die gang kan kry, dat hulle kan huis toe gaan. Prys die Here. Baie dankie broer. Heavenly Father, we are here to worship you. Yes, Lord. Worship you alone, Father. Amen. Father, you have placed man in control of everything on this earth that you have created. Yes. Father, you have placed us just a little lower than angels. You've glorified us. You blessed us. Who are we, Lord, that you have done that for us, Father? Without you, Father, we can do nothing. With you, Father, we can amass all things. Lord, we know that Satan is under our feet. Lord, we know that you are on our side. Lord, we know that your armor doesn't cover our backs because you are there. Father God, we ask you, Lord, right now, that you would accept our praise and worship directed at you today, Lord, and receive it right there in the heavens. Father God, we ask your blessing on this praise and worship, and we ask your blessing on this service. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Amen.
There's going to be something in the air. Ek dink so aan hoe verlate die disippels moes gewees het met Jesus se hemelvaart en daar staan hulle almal en verwonderd en kyk en jy weet die mense is ons maar 'n snaakse ding, jy weet, né? Jesus het hulle alles vertel en toe hy gekruisig was, hol hulle almal weg. En toe is hulle almal die mekaar en Jesus staan op uit die doodheid en hulle sukkel nog steeds en die twee Emmausgangers huil te verskriklik terwyl Jesus hier langs hulle stap en hulle is in 'n trane dal en eventueel toe die Here die brood breek en hulle hom sien, toe sê hy, maar het ons harte nie warm geword toe hy met ons gepraat het nie. En ek dink aan Martha en Maria wat by die leë graf kom en vra, waar is die Here en wat het julle met hom gemaak? En die engel sê, maar ek weet dan wie soek jy? En hy sê, maar hoekom soek jy hom nie? Hy lewe, hy het opgestaan, gesê vir hulle, hy wag vir hulle in Galilea. Dan gaan hulle na die disippels toe en hulle wil nie glo nie. Petrus was bietjie stadig, want Johannes was vinniger as hy, maar toe Petrus daar kom, is daar vir hom spesifiek vir hom 'n boodskap, die doeke. Want die woord sê toe hy die doeke sien, toe weet hy. Maar Thomas sê, nee, ek wil eers voel. En Thomas voel, nou glo hy, sê, en Thomas, jy glo wat jy gesien het, maar salig is hulle wat glo en nie gesien het nie. En dan sê ons nog steeds in mekaar, nou dan Petrus, dan gaan maar visvang.
Want ek weet nie waar's die Here nie. Dan gaan vang hy vis. En dan sien hulle iemand daar en hulle weet nog nie so lekker nie en hulle verstaan nie. En dan sê jy vir die disippels, maar dis Jesus. Ek dink dit was Johannes wat dit gesê het. En toe raak hom, toe so Petrus opgewonde, hy wil nie eens verder roei nie. Hy dink dit is makliker om te swem. Dan swem hy en hulle breek die vis saam met hom. Maar elke keer. En hier staan hulle en wonder weer. En skielik staan die engele daar in hulle midde. Hy sê, waarna kyk julle? Weet, hy kom weer. Yes. Hy kom, soos wat julle hom sien opgevaar het, so sal hy weer kom. Prys die Here. Halleluja. So ek en jy het 'n verwagting vanmôre dat hy weer sal kom. Prys die Here. Nou ek weet nie vanmôre, nou val alles en ek weet nie wat gaan aan nie. My kind wil nie vir my oor bly nie. Kom ons kyk as ek hom nou daar sit, as hy stewig sit. Prys die Here. Ek wil hier, kom ons spring, kom ons sing die derde ene wat daar op is. Ons gaan die net na hom sing. Kom ons sing daar. Hy's die eerste ene daar oor. The movie
weet die mannetjie is besig, prys die Here, maar ek dink die Here geniet hom net so lekker. Maar weet julle, ek sit nou en dink terwyl ons hierdie liedjie sing. The movie's on. My Lord, the movie's on. Ek dink die oorspronklike idee van die liedjie was die uitstorting van die Heilige Gees en die beweging van die Heilige Gees. Maar ek dink in die tyd wat ons lewe, die konnektasie bietjie verander. Ek dink vanmôre as ons gesing het, the movie's on. My Lord, the movie's on. I can hear the rustle in the mulberry trees. Jesus is op pad. It's a different move now. Are you ready? Are you ready for that meeting? Prys die Here. Kom ons gaan na die tweede een toe daar. Prys sy naam. Halleluja.
Halleluja. Prys die Here, prys die Here, prys die Here. Al die lof en al die eer is syne. Dankie Koning Jesus. Halleluja. Somewhere beyond the blue. Somewhere beyond the blue. There's a mansion for me. Somewhere beyond the blue. I'm longing to be. See my Savior's face and sing a virgin praise.
only one who thinks and understands. Standing somewhere in the shadows, you will find me, and you know me by every secret hand. Standing somewhere
shall see Jesus, just as He is. Halleluja, halleluja. Prys die wonderbare naam, Hemelse Vader. En daardie dag, Here Jesus, wanneer U terugkom, om U uitverkorenes te kom haal, U kinders te kom haal. En daardie dag sal ons U sien vir wie U is. Halleluja, sal die wêreld U sien vir wie U is. Hulle wat U nou verloon, hulle wat nou hulle rug teen U draai, hulle wat nou baie te sê en U naam misbruik, Here. En daardie dag sal daar 'n geween wees en 'n geknars van tande, want dan gaan hulle U sien as die seun van die Allerhoogste God. Dan sal hulle U sien as die regter wat kom om die goddeloosheid te kom oordeel, waar U finaal die goddeloosheid sal uitdel. Prys die Here, maar wat 'n wonderlike dag om na U te sien vir hulle wat vas staan en volhard in geloof, wat U liefhet en wat U dien in gees en in waarheid, wat U die verwagting het dat U sal kom, en as U kom U om ons te kom haal, sodat ons vir ewig saam met U kan wees, want dis ons begeerte, is om vir ewig saam met U te kan wees, om in U teenwoordigheid te kan wees. What a day that will be, when my Jesus I shall see, when I look upon His face, the one who saved me by His grace. Oh, what a day, what a glorious day that will be. Hallelujah, wanneer ons op aangesig tot aangesig kan sien, en saam met Hom kan wandel, in heerlike, goddelike, koninklike plekke, in Sy teenwoordigheid. Nou is alles vir ons dalk nog gewaas, 'n wasing. Ons sien nog net ten dele, maar eendag sal ons alles sien, soos wat Hy ook ons ken. Prys die Here, wat 'n vooruitsig, Here, wat 'n hoop om te hê, wat 'n volmaakte hoop om te hê, om te weet hierdie is nie alles nie, hierdie is nie jy nie, daar is iets groters en beters en meer wat vir ons wag. Want die Woord sê, hy wat op U vertrou, net vir hierdie lewe, is die ellendigste van almal. Ag Here, ons hoop is op U en die ewigheid saam met U, Here. Word dan verheerlik, Vader, deur die res van hierdie diens. Heilige Gees, kom lei ons, kom openbaar dit, Here. Ag Here, dit is so koud vanmôre. Dit voel so koud, die atmosfeer voel vanmôre so koud. Miskien was alles die mekaar dalk, is dit maar net by my wat dit so voel, omdat alles vir my die mekaar voel vanmôre. Maar Here, by U is niks die mekaar nie. U is in absolute beheer. U sit op die troon en U regeer. En Here, dat U wil ook vanmôre sal geskied, dat U sal kom doen. Heilige Gees, welkom in ons midde beweeg. Ja, soos wat broer André sê, is nie altyd 'n hongervleis ervaring nie, maar Here, U is soms in stille teenwoordig, die toehoorde in stille teenwoordigheid, Here. Maar Here, U is altyd in krag en in heerlikheid, en dat U vanmôre net sal doen soos wat U wil, en dat U in alles verheerlik sal word, is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. U kan die sitplek sit. Ek wil, terwyl die mikrofoon aan is, geleentheid gee vir getuienis. As iemand met ons iets wil deel, wat die Here vir jou gedoen het, wat die Here vir jou geopenbaar het, as jy net 'n dankbare hart. Prys die Here, dit is dankbaar. Amen, halleluja. Ek is so dankbaar vir die Heilige Gees. Gister terwyl ek in Marietta so 'n bietjie ry, is 'n paar plekkies aangedoen, want ek is op soek na 'n sonnenet vir my bakkie se strate. Almal sê nee, ek moet dit afhaal en voetes neem en stuur en dit sal bestel. Maar die hele tyd praat die Gees met my en sê, gaan na Gert toe, gaan praat net met Gert. Aan die einde van al my routes gaan ek na Gert. En daar is toe niks van die sonnenet. Prys die Here. Halleluja. Hy het hom net verkeerd opgesit. Ag, Hy het hom omgedraai en daar werk die state. So ek prys die Here. Soms, broer en suster, kom ons leer oor om te hoor die Gees van God waarin hy ons praat. amen. Ons is so geneig om net ons eie paadjie te volg. Want ek het regtig waar my eie paadjie gevolg. Laaste, die Gees van God het gesê, gaan na Gert.
Prys die Here. Amen. Hy is getrou. Amen. 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 Prys die Here. Is daar nog een persoon? Ek het ook baie dankbare hart vandag. Ek weet dit is 'n bietjie laat wat ek nou hier gebruik. Maar ons luister mos net. 'n maand terug het ek gegaan en dit my been. My prostese been het te groot geraak vir my en dit het baie meer skade aan my rug en heupe gerig as wat ek veronderstel. En ek gaan toe om 'n nuwe prostese been te kry en ons kom daar aan en my ortopediste is die persoon wat nou die bene die prostese maak. Sy sê vir my, ek gee vir jou baie slegte nuus. Ek dog, ag nee, al hierdie pad gedog nie. Sy sê ons het nie materiaal nie. Die staat voorsien dit mos. En daar's nog nie 'n budget nie. So hulle kan nog nie materiaal aankoop nie. En sy sê ons kan die casting doen. En toe sy my die ou been afval, toe skrik sy haar bleek. Sy sê nee, dit kan nie wees. Ek moet 'n nuwe been kry. En sy sê, gee my net 5 minute en sy is daar uit en ek bid en ek sê, vra vir die Here asseblief. Here, maak vir my 'n deur oop. U weet wat my behoefte is. Asseblief, laat dit gebeur. En sy kom terug met die grootste smaal op haar gesig. Sy sê vir my, ek het vir jou materiaal gekry. Ons gaan vir jou 'n nuwe been maak. Amen. Prys die Here. En so, nou 2 weke. 2 weke terug het ek gegaan en ek het my nuwe been gekry. Prys die Here, dit pas perfek, 100%. En vanoggend, ek glo dit het vroeër al gebeur, maar vanoggend let ek op daarna dat my heupe ook nie meer pyn is of so. Amen. Prys die Here. Halleluja. Glory to Jesus. Nou ek kan die woord oopmaak by die boek van Johannes, hoofstuk 15. Johannes hoofstuk 15. Ek wil my probeer, ek het seker al oor hierdie gedeelte gepreek en ek weet daar is al baie preke uit in hierdie gedeelte. Maar dis deur hierdie week wat die Here in hierdie gedeelte weer met my gesels en ek dink my dieper vat in dit wat die Here eintlik hier vir ons probeer sê. En is dit dan my poging vanmôre om dit vir u ook te dra, en is my gebed dat die Here deur die Heilige Gees aan u openbaring sal gee. Prys die Here dat dit wat die Here eintlik hier met ons deel en wat sy verwagting is en wat hy van ons moet hê. Jesus wil hê ons moet lewe met 'n verwagting. Ja. Die Here wil nie hê ons moet net deur emotions gaan nie. En jy's nie geskaap om net asem te haal. En die Here wil hê dat daar 'n verwagting by my en jou is. En ek dink die Here in alles wat hy, sy hele bediening op hierdie aarde, het hy juist alles gedoen om 'n verwagting by jou te skep. En die verwagting is nie net noodwendig dat hy sal kom nie, maar dat hy saam met jou sal wees en met jou sal wees en by jou sal wees. En hy net baie dieper as dit. En so dis my gebed vanmôre is dat die Here dan ook hierdie verwagting in jou sal vestig en bevestig en vasmaak. En dat jy vanmôre iets sal verstaan rondom die intimiteit wat die Here met my en jou wil hê. So kom ons lees daar Johannes hoofstuk 15, ek gaan 'n redelike lang gedeelte lees vanmôre en ek gaan my probeer inhou om nie te keer te gaan terwyl ek preek nie. Ek gaan net dat die Here doen. Die Here moet doen wat hy wil doen. Die Here moet doen. Hy begin
hierdie is die stelling, hierdie is die fondasie van dit wat hy hiervanaf gaan vir jou sê. Hierdie is die fondasie. Hy sê, ek is die ware wynstok. En nou moet jy, soms is ons 'n manier om net oor goed te lees. Want net, ek is die ware wynstok. Hoekom het hy nie gesê, ek is die wynstok nie? Maar hy kom bevestig iets. Hy sê, ek is die ware wynstok. So die idee daarvan is, as die Here dan sê, ek is die ware wynstok, dan moet daar tog 'n valse een wees. Dan moet daar 'n fake wees. As die Here sê, onthou nie, ek is die ware een, so daar is ander wat gaan kom en sê, hulle is die wynstok. Maar hy sê, ek is die ware wynstok. Hy sê, in Matteus 24, vers 5, dink ek is waar hy dit sê. Waar hy sê, baie sal in my naam kom en sê, ek is die Christus, om mense te mislei. So hy kom en hy lê die fondasie, sê, daar is net een wynstok, en dis ek en daar's geen ander nie. As jy jouself in 'n ander wynstok in bevind, dan gaan jy die verkeerde sap drink. Daar is net een wynstok wat die lewenssap het om aan jou lewe te kan gee. Dit is die ware wynstok. Die ander is daar om jou te vergiftig. So dis belangrik dat ek hier vanmôre van hierdie fondasie af verder gaan, om te weet dat Christus is die ware wynstok. Eintlik is hy die enigste een. Hy sê, my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. En daar is 'n preek op sy eie. Maar ek sal later 'n bietjie verder van dit gaan. Hy sê, julle is al reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Daar is een ding wat jou skoon maak, dit is die woord van die Here. Dit is hy. Dis Christus wat vry maak. Dis die woord wat hy spreek. Dit is die woord wat hy tot jou gespreek het, wat jou getrek het. En dis daar die woord wat jou tot die oortuiging gebring het. Want die skrif bly sê, hoe sou hulle geglo het as hulle nie gehoor het nie? Hoe sou hulle gehoor het as iemand nie gepreek het nie? En hoe sou iemand preek as hulle nie gestuur het nie? Daarom stuur Christus, hy het die apostels gestuur en hulle begin en daarvan het dit uitgekom. Want ons het gehoor, hy sê geloof is uit die gehoor en die gehoor uit die woord van die Here. Dis die woord wat jou trek, dis die woord wat jou deur die Gees tot oortuiging bring, tot geloof bring, wat dan die bloed oor jou apply. Die woord Jesus is die woord. Johannes 1, né? Ek is in die begin was die woord was by God en die woord was self God. En dan sê in vers 14, en hierdie woord het vlees geword soos die eniggebore seun van God en onder ons kom woon. So die woord is God. So hierdie woord het julle gereinig. Jesus het jou gereinig deur sy kosbare bloed. Okay. Bly in my soos ek en julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle nie in my bly nie. En ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly? Wie in my bly? Dit is waaroor ek wil praat. Wie in my bly? En ek in hom. Jy sien, hier's 'n verhouding. Wie in my bly en ek in hom. Daar is 'n ander skrif waar Jesus sê, en ek dink dit is ook iewers in Johannes, hy sê, as my woord in jou is, en jy in my, sal ek en my Vader na jou toe kom, en by jou woning maak, en ek sal my aan jou openbaar. It's about relationship. Maar ek wil vanmôre, is my gedagte om die diepte van hierdie verhouding aan jou te verduidelik. Wat die verwagting is, wat Christus en wie in my bly, vanmôre vir my en vir jou sê, en ek in hom. Okay. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp,
soos die lote verdroog en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand, want dis al waarvoor dit goed is. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Kan ek dit gou herhaal? Want wie sukkel met beantwoorde gebede? Wie kry nie wat hulle wil hê nie? Hoor wat sê hy? En jy moet nou die konteks luister mooi wat ek sê. As jy nou kan vanmôre, luister met die gees en nie met die vlees nie. Want wat die gees wil hê, is nie wat die vlees wil hê nie. Wat die vlees wil hê, is nie wat die gees wil hê nie. Die woord sê die twee staan teenoor mekaar, sodat jy nie kan maak wat jy wil. Dit het 'n vleeslike konnektasie. Die gees staan die vlees sodat die vlees nie kan maak wat hy wil nie. Maar die vlees is daarmee nederig te hou sodat jy nie geestelik hoogmoedig raak kan maak wat jy wil nie. Dit is ook 'n probleem. Maar luister met die gees. Hy sê as julle in my bly en my woorde in julle. So ons is in Christus en Christus is in ons. Sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit kry. Jy sien, want wanneer ek in Christus is en Christus in my is, dan verander my lewe. Dan verander die manier hoe ek kyk en ek dink en dit verander hoe ek begeer. Dit verander waarna ek soek. Dis ook wat sê, vanmôre moet jy met die gees dink en met die vlees nie. Want die vlees wil die buurvrou hê. Die vlees wil met die kroeg gaan kuier. Die vlees wil die double cab bak hê. En die vlees wil die plaas hê. Maar wanneer ons in die gees kom en Christus is in my en ek in hom, want hy sê by my vir my koninkryk en my geregtigheid en al die goed sal jy. Ek wil vir jou vanmôre sê, wanneer ek en jy in Christus kom en in hy in my, dan begin dit wat ek vra heeltemal anders. Daar gaan ons sien hoe begin hierdie dorp verander. En hoe begin die wêreld verander. En hoe begin jou geliefdes verander. Because then my desires, my begeertes kom in lyn met dit wat Christus begeer. Dit wat hy wil hê. Is sy gedagtes dan nie aangaande ons, dat ons voorspoedig moet wees nie? Dis sy begeerte vir jou. Dis sy verwagting vir jou. Hy wil hê dit moet goed gaan. Hy wil nie hê jy moet sukkel nie. Hy sê, want dis nie waaroor jy moet bekommerd wees nie. Want sy fokus is op siele, op die lewe en die harte van mense. Jesus se begeerte is ewig georiënteer, nie tydelik nie. God knows what you need. God weet wat jy nodig. Hy ken jou behoeftes, hy weet wat jy nodig. Maar dis 'n dieper vlak van lewe. Hy sê hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees. As jy nie vrug dra nie, is jy nie 'n disipel. That's the thing. If you do not bear fruit, you're not a disciple. En jy verheerlik God nie. Want hy sê hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees. But that's a different story. Vandag wil ek jou vertel wat dit is. So my nou nie nou moedeloos raak. Ek wil juist jou moedverloor vlakte vanmôre wegvat. Want daar is hoop in hierdie. Daar is blydskap hierin. Ek wil vanmôre die moeite van jou al wegvat. Want as ek en jy hierdie gedeelte reg verstaan, wil ek jou vanmôre sê, dan gaan jy 'n ding van jou aflig. Daai vrag wat jy so dra en jy so krom loop, wil die Here vanmôre van jou rug kom afhaal. Hy wil vir jou iets kom openbaar vanmôre. Hy sê, so die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad. Bly in hierdie liefde van my. Aan die einde van die dag is dit die vrug wat die Here soek. That's the fruit he's talking about. Is love. Want anders het ek en jy so klinkende simbole geword. Paulus kom en hy sê, praat van profesie en hy praat van al hierdie dinge en dan kom hy daar aan die einde van 1 Korintiërs 12 hy sê, kom ek wys vir julle 'n uitnemender weg. En dan spandeer hy 'n hele hoofstuk aan liefde.
En dit is, en ons gaan nie verder lees, kom ons gaan aan, want dis wat die Here vra. Hy sê, as julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly. Net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan ek jou vanmôre sê, daar's geen blydskap buite Christus nie. Ek kan vir jou nou gee wat jou hart begeer. En jy gaan vir so 'n rukkie bietjie vreugde hê. En daarna is dit verby. Dit kan nie bly. Ware blydskap is in Christus. Amen. En jy moet nou mooi hoor wat ek vir jou vanmôre sê. As jy nie ware blydskap het nie, is jy nog nie ten volle in Christus nie. Want hy praat van sy blydskap. Hy praat nie van jou blydskap nie. Hy praat van sy blydskap. Hy sê, as my blydskap in julle is, dan sal jou blydskap volkome wees. You can be happy for bits and pieces en bietjie en daar. Maar weet jy wat is dit om blydskap te hê in 'n storm? Weet jy wat is dit om blydskap te hê as dit nie goed gaan nie? My vrou, ek het net so half oor geluister. Ek is gister wat sy na die getuienis van 'n vrou in Amerika luister, wat eintlik nie veronderstel was om te leef. Sy was geaborteer. En ek kan nou nie die detail ingaan nie, maar as God se hand in 'n saak is, dan kan die mens maak net wat hy wil hê. En dan net nie, die dokter wat die abortus moes doen, het laat gekom en alles, maar en as dit vir my wil voorkom, was hierdie fetus al redelik goed ontwikkel. In die sin, so dit was 'n baie laat abortus. Want sy sê, sy moes eintlik dood gewees het, as gevolg van die abortus, maar sy is nog steeds gebore. En sy moes eintlik verbrand gewees het, want hulle het 'n tipe van 'n suur gebruik, ek weet nie wat dit is nie. En sy moes blind gewees het, maar sy was nie verbrand nie. Sy was nie blind nie. Sy sê, en eintlik, toe sy nou gebore is, en sy lewe nog, toe sê sy dan in die reël gesê, hulle moes haar verwrig het tot sy dood is. Maar sy sê gelukkig genadiglik vir haar, omdat die dinge nou nie volgens die duiwel uitgewerk het nie, en die president van Amerika in daai tyd, ek kan nou wie sy gesê was dit nie, 'n nuwe wet wat uitgebring het, wat die lewe van 'n baba wat gebore word, wat lewe beskerm, so hulle kon hom nie doodmaak. En sy lewe. Dit was in 2002. En sy blydskap. Sy het geen verwyte eers teen die dokter of haar ma nie. Jy sien, want sy het op 'n plek gekom waar sy in die Here in is en die Here in haar en sy blydskap is in haar en haar blydskap is volkome. Dit is my gebod dat julle mekaar moet lief hê, net soos wat ek julle lief het. And that's it, dis sy gebod, dis sy gebooie. Hy sê as jy my gebooie moet bewaar, sal julle my liefde bly. Dis al wat hy vra, is wees lief. Want jy sien, as ek jou lief het, dan gaan ek nie jaloers wees teenoor jou nie. As ek lief het, gaan ek nie jou sleg sien nie. As ek jou lief het, gaan ek nie oor jou skinder nie. As ek jou lief het, gaan ek jou nie besteel nie. As ek jou lief het, gaan ek jou nie seermaak nie. As ek jou lief het, dat ek jou ondersteun ek jou, bid ek vir jou, dan help ek jou. As jy swaak, dan dra ek jou. Ek is daar, want dis wat liefde is. Daarom sê Jesus vir die fariseer, toe hy vra, wat is die belangrikste gebod? Hy sê, jy moet jou God, jou Vader lief hê met al jou krag, al jou verstand en alles wat in jou is. En dis die eerste gebod, en die tweede gebod, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee is gelyk, en die hele wet hang nie af. Liefde, liefde, liefde. Maar kom, ek sê vir jou vanmôre, as ek en jy nie in Christus is nie, kan ons nie lief hê. Wat jy sien, as ek en jy nie in Christus is nie, is ons in die vlees. En die vlees haat, die vlees is selfsugtig, die vlees soek sy eie gewin.
Dis die vlees wat nie omgee hoeveel hy vertrap om iewers te kan kom nie, because it's all about me. Me and myself. Die 3 stooges. Dis nie die 3 musketeers. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Daar is een eintlik groter. Paulus praat daar van Romeine. Hy sê hy wat sy lewe gegee terwyl ons nog sondaars was, terwyl ons nog vyande was. There's no good. Hy sê hierin is sy liefde geopenbaar. Dat hy sy lewe gegee toe ons nog sondaars was. Dat hy ons met die Vader versoen het terwyl ons nog vyande was. Ek weet nie van mense. Daar is seker, maar ek weet nie van iemand wat sy lewe gegee vir 'n vriend. Al is jy nou hoe lief en hoe kwaai vriend dit is. En daar kom julle al van graad RR af al saam en julle het al bastertjies gespeel en julle was verlief op dieselfde meisietjie en julle al die I'm telling you. Ek glo van 'n moeder wat haar lewe sal gee vir 'n kind. Ek glo dalk dis daar paas wat hulle lewe sal gee vir 'n kind, ja. Nie 'n vriend nie. Wie nog van hulle wie jou haat, en dis waarom hy hierdie liefde. Hierdie is 'n liefde wat ek en jy nie kan begryp of kan verstaan nie. It doesn't make sense. It does not make sense to love the person who wanted to kill you. Op die mees breedste manier wat jy kan aan dink. Om daai persoon te kan lief hê. Hoe is dit moontlik? Ons wip ons so maklik nog vir mekaar, terwyl ons een liggaam is. Broers en susters, waarvan Christus die hoof is en die woord sê in Efesiërs wat hy goed saamgevoeg het. So daar was niks verkeerd of fout wat Jesus mee gemaak het nie. Dit was goed gedoen. Dit is ons wat dit pervert gemaak het. En selfs binne die kerk sit gelowiges dik plek vir mekaar. Ek mag dit sê want ek staan nie agter die kant so. Hoe maklik wip ons mekaar en was my so awesome gewees met was dit donderdag, woensdag. Hoe Gods manne eintlik by mekaar kan uitkom. En ek my hoop en my geloof en my vertroue is dit daai sal groei. Maar wanneer kerkleiers begin hande vat, dan sal kom ek stel dit soos die skaapwagters begin hande vat, sal die skaap ook dalk begin saamgaan. Maar ek wil sê, sonder Christus is dit onmoontlik. So daar is nou 'n verantwoordelikheid op kerk, op die herders, om in Christus te wees. Sodat die skape ook in Christus kan wees. Want jy sien, liefde sonder Christus is nie moontlik. We can lust. But there's a difference. Hier's nou nie jong mense hier's nou nie kinders en julle ander is almal pas op wat te leer. Dat is vir jou. En ek's baie lief vir julle. Julle is almal mooier as ek. Maar die jong mense van vandag verwar lus met liefde. Jy sien, want is die enigste taal wat die vlees verstaan, is lus. Hy verstaan niks van liefde nie. Want liefde is net in Christus. Ek kan my vrou net lief hê as ek in Christus is. Ek kan jou net lief hê as ek in Christus is. Julle is my vriende as julle alles doen wat ek julle beveel. Hier is 'n baie interessante stelling wat Jesus hier maak, want hierdie is voor sy hemelvaart. Hier is in Johannes 5, hier is groot is nog, ja, hier is nog voor sy kruisiging, hier is voor die kruisiging, en hy praat nou met sy disippels, hy nie meer as slawe nie, hy noem hulle sy vriende. En dis ironies as jy nou gaan kyk, dit beskryf Christus se liefde op 'n ander vlak, dat hy bereid is om dit vir vriende te doen. Dis hoekom hy sê, 'n man sal ons sy lewe gee vir sy vriende, wat Jesus se opinie van vriendskap en vriend is baie anders as ons in dit. Maar hy sê, ek noem julle nou my vriende, en na die kruisiging noem hy hulle sy broers,
Something's changed in that relationship. Van sondaar tot gelowige, tot disipel, tot vriend, tot broer. En as ek en jy dan in Christus is nou, dan sê hy in Johannes 1:12, ons is kinders van God. Hy sê dan op 'n ander plek, hy sê as ons dan kinders is, mede-erfgename. There's a relationship change. En as Jesus hierdie goed sê, wat vir vriende, hoeveel te meer nie vir my en jou nie. Daarom sê in Johannes 8, as hy sy eie seun nie gespaar het nie, en hom ter wille van ons oorgegee, hoeveel te meer in hom sal hy ons alles genadiglik skenk. Die vraag is vanmôre, hoeveel keer van die lewe in die dag is ek en jy in Christus? Ek praat nie van by Christus nie. En dit is die ding wat in hierdie week vir my oopgegaan het, of nie geword het, of die Here my weer kom herinner het. Hy sê, daar is soveel van my kinders wat by my is, wat saam met my is. En dit is vir hulle genoeg. Maar die dieptes van my liefde is in my. En daar is 'n verskil om saam met iemand te wees en om in iemand te wees. Ons is nou saam. Maar die verwagting wat die Here het, wanneer hy sê, hy wat in my bly, is soos wanneer Jesus, toe hy sê, en die man en die vrou sal een word. Dit is wat hy is, om een te word, is om in hom in te gaan, en intiem te wees. Om jouself oor te gee, sodat ek en jy, soos wat Paulus in Galasiërs, dit is Galasiërs 2:20, waar hy sê, en dis nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. En dit wat ek nou lewe, lewe ek in geloof, in die vlees lewe ek in geloof in die Seun van God, wat homself aan my oorgegee het. That's what it means. Dis wat die Here hier sê. Is dat dit nie meer jy is nie, maar hy wat in jou is. Ek noem julle nie meer diensknegt nie, omdat diensknegt nie weet wat sy Heer doen nie, maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitverkies nie. En nie weet dit. En weet wat is die wonderlikste? As jy een ding vanmôre kan besef, en dis reg deur die Nuwe Testament, omtrent elke skrywer praat daarvan. Hy sê, en voor die grondlegging van hierdie aarde het hy jou reeds uitverkies. Paulus praat daarvan, Petrus praat daarvan. Voordat God enige iets geskep het, het hy jou reeds gekies. Daarom sê hy dit hier. Hy sê, julle het my nie gekies nie, ek het julle gekies. Imagine, as jy vanmôre kan besef, God het jou gekies. Hy het jou uitgekies. Lang voordat hy jou gemaak het hy jou gekies. Ek sê, jy, Boet. Okay, ek praat nou anders, maar ek sê dit nie vir respek. Boet, jy's myne. Ek het jou nog nie gemaak nie, jy's nog nie geskep nie, maar jou het ek reeds gekies om in my te wees, om saam met my te wees, om in my te lewe. En ek gaan my lewe vir jou gee. God het presies geweet wat gaan gebeur. Hy het presies geweet wat die duiwel gaan doen. Hy het presies geweet wat die Adam en Eva gaan doen en elke mens. Niks het hom op kant gevang nie. En dit is maklik vanmôre. Want hy sê in Malagi 4, dink ek is Malagi 4, wat hy sê, vermetel is julle woorde, en dan vra hulle wat, dan sê, omdat julle sê, dit is nie werd om God te dien, maar kyk hoe goed gaan dit met goddelose. Vermetel is dit. Nou vra ons vir die Here, maar as jy dat geweet het, hoe moet jy aangaan? Hy het dit gedoen omdat hy jou uitverkies het, voordat hy gemaak het. Voordat jy nog ooit geskape is, voordat hy die aarde gegrondves het en op sy fondasie neergesit het, niks was nog gemaak nie, het hy jou lief gekry en gesê, ek het jou gekies en ek weet die duiwel gaan kom om dit te doen, ek weet die mens, maar weet jy wat, ek het klaar 'n plan, my seun gaan in die kruis af, sodat ek en jy hom kan ontmoet.
He already met you. Hy het jou klaar ontmoet. Hy het jou klaar lief gekry. Hy doen dit sodat jy hom kan ontmoet, sodat jy in hom kan wees en dat jy hom kan lief hê, sodat jy vir ewig kan lewe. Nou fokus die vlees te veel op dit wat jy op aarde plaas. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te dra. Hy het jou uitverkies om die vrug van liefde te dra. Om in hom te wees. Is iemand, hier is die bottom line. Ek preek maar soos wat dit kom. Jesus sê, bly in my. Dit is die verwagting wat die Here skep, is bly in my. Dan sal my liefde in julle wees, en dan sal my blydskap in julle wees. So alles wat ek en jy begeer en nodig het, is in Christus. Hy sê, dis in my, en ek het jou verkies om in my te wees. Hy sê, en ek het julle aangestel om vrug te dra, maar dit is onmoontlik vir my om jou om vrug te dra as ons nie in Christus is nie. Om in hom te wees. En dan het hy hier begin met hierdie gedeelte van die wynstok en die lote. En hy gebruik hierdie analogie om te sê dat ek is die wynstok, ek is die ware wynstok. So as die kan ek vra, hierdie silverballetjie is hy in nie? Nee, hy is aan. As hierdie nou 'n plant was, en hierdie was nou 'n blommetjie, wat dit was al lewe in hierdie blom. Nee, want hy moet in wees. Nou, wie van julle ken nie 'n druiweprieel? So almal ken druiwepriele. Nou, as jy nou 'n loot gaan afknip daar, en jy plak hom maar net daarop, is hy in die wynstok. Gaan hy voeding van die wynstok afkry. Hy kan niks kry nie. Hy moet in hom wees. Hy sê, bly in my. Bly in my, wees in my. Nie by my nie, nie langs my nie, maar in my. Daar's 'n verskil vanmôre van om by te wees en om in te wees. Want by te wees kan ek net hoor. Kom ek vertel gou vir jou. Kan ek 'n gou voorbeeld gebruik? Martha en Maria. Martha was by. Maria was in. Jy gaan om die houding, die gesindheid. Martha het gekyk wat sy vir die Here kan doen. Sy het gedink sy het vrug. En dit is hoekom baie Christene geestelik moeg raak, want hulle voel, hulle moet die vrug voortbring. Jesus sê nergens in hierdie gedeelte, jy moet vrug voortbring nie. Hy sê jy moet die vrug dra. En hoe dra 'n druiwer? Die loot produseer nie die vrug nie. Dis die wynstok se lewenssap wat deur die loot gaan, wat die vrug voortbring. So ek en jy kan net vrug dra as ons in Christus is. Hy sê nie jy moet vrug dra, dan kan jy na my toe kom nie. Hy sê maar sonder my. Daarom sê hy as ons dan nie vrug dra nie, dan word ons afgekap. Hoekom word jy afgekap? Want jy's nie in hom nie. If you're not in him, there's no fruit. And if there's no fruit, nou sê hy, in Matteus 13. Hier is wat gebeur met die ou wat nie vrug dra nie. Soos ek en jy nie in Christus is nie. En ons dra nie vrug nie. Jy sien, hier is die hele ding. As die liefde van Christus in my en jou lewe nie 'n werklikheid is nie, as ons hierdie vrug, jy kan dit nie uit jouself doen. Hoor jy wat ek vir jou vanmôre sê? Jy kan dit nie self genereer nie. Jy het gesien nie, so hierdie liefde is net in Christus. Ek moet in hom wandel. Ek moet in hom wees.
Hy sal die vrug in my voorbring. Want as dit nie gebeur nie, dan sê hy, dan kap hy af en hy gooi in die vuur. Kyk wat sê hy hierso in Matteus 13 vers 40. Net soos die onkruid dan bymekaar gemaak en met vuur verbrand word, so sal dit wees in die volëinding van hierdie wêreld. Die Seun van die mens sal sy engele uitstuur en hulle sal uit sy koninkryk bymekaar maak al die struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen en sal hulle in 'n vuuroond gooi. Daar sal 'n gewene wees en 'n geknars van tande. Dis wat Jesus hier sê. Wanneer hy sê as ek en jy nie vrug dra nie, dan word ons afgekap. Jy sien, dan praat Paulus van hulle wat 'n gedaante van godsaligheid het. Dis hulle wat hier half in die duiweprieel is, maar hulle is nie wynstok nie. Dit lyk soos lote, maar hulle is nie lote nie, want hulle kan nie vrug dra nie. So wat doen ons by die huise, né? As ons so 'n mooi bak gekry het. En ons sit hom daar op die tafel. En nou het ons nie geld vir appels, want die kinders moet anyways, as appels koop, eet almal appels. So nou kan ek niks in hierdie bak sit nie, nou koop ons piesangs en nou voor ons die piesangs in die bak sit, dan eet die kinders die piesangs op. So nou wat doen ons om die keer dat die kinders die goed eet? Ons gaan koop plastic limoene en plastic appels en plastic piesangs en dan gaan sit ons dit daar. En dan lyk dit asof ons vrug dra, maar dit is plastiese namaaksel. Dis 'n gedaante van godsaligheid, maar hulle die krag verloor, want dit is net in Christus wat ek vrug kan dra. Dis net in Christus wat daarom sê ek het julle aangestel om vrug te dra, want ander moet van my kan eet. En ons kan nie plastiek eet nie. Jy sien, dit is dieselfde probleem, dis hoekom ek sê ek is die ware wynstok, want daar is valse wynstokke wat jou gaan vergiftig, en al wat jy kan voorbring is plastiek. En as jy die gevaar dan is, broer en suster, as ek en jy nie vrug begin dra nie, dan kap hy jou uit. Hy raak van jou ontslae, want jy is nie in hom nie, jy is nie deel van hom nie, jy is die een wat hy gekies het nie. Dis nou soos die wolf met skaapklere wat tussen die skape inkom en dink. Daarom sê Johannes die Doper vir die klomp Fariseërs toe hulle daar by die Jordaan kom. Hy sê julle ander geslag het julle gekom om die toorn van God vry te spring. Hy sê dra dan die vrug wat by julle bekering pas. En nou moet jy daai herinner. As ek en jy nie in Christus is nie, het ons nie die vrug van bekering nie. Wat is nie jou vrug nie, net soos wat die Heilige Gees se vrug nie jou is nie. En ek wil jou vanmôre sê, dat dit is juist in Jesus kan ons oprei in die gawes van die Heilige Gees. Dit is net in Christus Jesus wat ons die vrug van die Gees kan dra. Dit is net in Christus Jesus wat ons die vrug van bekering kan dra. Daarom sê, as jy nie die vrug dra nie, daar's 'n rede hoekom jy nie vrug dra nie. Jy dra nie vrug omdat jy gestruikel het nie. Jy dra nie vrug omdat jy 'n foutjie gemaak het nie. Jy dra nie vrug omdat jy nog nooit tot bekering gekom het nie anyway. Omdat jy nog nooit in Christus was. So either you've got fruit because you're in Christ, or you don't have fruit because you're not in Christ. En as ek en jy nie die vrug dra nie, dan beteken dit ons was nog nooit gered. En wat Jesus sê is in my. Dis 'n verhouding in hom. Jy sien, wat ek en jy vanmôre moet verstaan, die Engels doen dit beter. Die Engels sê, he that abides in me. Afrikaans sê, hy wat in my bly. Nou die Griekse woord daar is meno. En meno beteken nie net om te bly nie. Wanneer hy sê om in my te bly, sê meno, dat ek in hom bly in 'n gegewe plek. So ek is op 'n sekere plek. Ek is in die teenwoordigheid van Christus. So wanneer Jesus sê, bly in my, dan sê, dis by my waar jy is. In my waar jy is. Hy sê dat om te bly in 'n gegewe toestand.
My toestand van redding en van verlossing in Christus. So wanneer Jesus sê, bly in my, dan sê hy, dit nie net fisies by hom of in hom te wees nie, maar dit gaan ook oor my toestand en dit gaan ook oor my verhouding met hom. Hy sê, bly in hierdie verhouding. In 'n verhouding met verwagting. So wanneer hy sê, hy wat in my bly, dan is dit nie net om woning by Christus te maak nie, maar dit is om in verhouding met hom te staan. Dit is om 'n verwagting te hê. Dat as ek in Christus is, sal al die beloftes wat in sy woord is ook vir my ja en amen wees. As ek dan in Christus is, het ek die verwagting dat sy blydskap ook in my sal wees. As ek dan in Christus is, het ek die verwagting dat sy liefde ook in my sal wees, dat daar 'n verhouding is. En die verhouding wat hy hiervan praat is so intiem, dat dit is nie die verhouding tussen 'n broer en 'n suster nie, maar dit is daardie intieme verhouding van 'n man en 'n vrou wat al vir 100 jaar getroud is, en het een geword. They don't live as one, as two, but as een. Hulle bou aan 'n lewe as een. Pastoor Raymond is nie in hierdie liedere besig om sy eie ding te doen nie, en Suster Mariet is nie besig om hulle is saam besig om een lewe te bou. Hulle werk in een rigting. En hulle werk in een, wat is die woord wat ek soek, eindpunt, einddoel. En hulle werk saam in 'n plan oor hoe hulle daar gaan kom. En die mens gaan dit dalk wees, soms gaan ons 'n bietjie verskil, en soms gaan ons 'n bietjie skaaf, tot op ons plek kom, want jy sien, die huwelik was nooit 'n wen en 'n verloor nie. Either albei verloor of albei wen. Nou skaaf hulle, maar die voordeel is, wanneer ek werklik in Christus is, as ek kom op die plek wat Paulus sê, dis nie ek wat lewe nie, maar hy wat in my lewe, dan kan ek vra net dat ek wil, want wat ek vra gaan hy wees. Ons is in eenstemmigheid met mekaar. My hart het een geword met Christus. Ek soek nie myne, ek soek wat Jesus wil hê. Wanneer ek bid, dan gaan ek nie oor 'n klop goed wat ek vra nie. Ek gaan vra, Here, wat is dit wat U wil hê? Wat is dit wat U vandag van my verwag? Is dit nie wat ons ook nou geleer het onlangs met daai kursus wat sê releasing God's abundant blessings? Is om vir die Here te vra, wat? Is om die verwagting te hê dat ek saam met die Here sal groei. Maar dit is nie net dit nie, dit is om te volhard daarin. Die Here, wanneer hy sê, bly my, het hy nie die verwagting gehad dat dit oomblikke gaan wees nie. Miskien op 'n Sondagmôre in die kerk is ons een met hom. Miskien Woensdag aand met 'n bid hier is ek een met hom. Miskien elke oggend in my stilte tyd is ek een met hom. En miskien in die aande as ons huisgodsdienst hou, dan is ek een met hom. Maar dis nie wat die Here sê nie. Die Here soek nie oomblikke nie. Hy soek jou lewe. Dis 'n permanente aanhoudende. Wanneer hy sê bly in my, is dit nie vir oomblikke nie, maar dit is 'n permanente toestand. Dit het 'n lewenswyse geword. En om standvastig daarin te bly. So wanneer die Here sê bly in my, dan sê hy, ek wil 'n verhouding met jou hê, waar jy op 'n permanente basis in my waarheid en in my heerlikheid en in my liefde wandel, met die wete dat jy is my kind. Ek het jou geregverdig, ek het jou geheilig, ek het jou gereinig. Dis die toestand waarin jy bly, in daai toestand bly in my, dat my liefde in jou volkome kan wees, dat my blydskap in jou volkome kan wees, volhard daarin, want hy sê in Matteus 24, hy wat volhard tot die einde toe. En iets wat my gevang het hierdie week, is hoe sterk konnektasie daar is tussen geloof en om in Jesus te bly. Jy sien, want die Hebreëse woord vir wat soms gebruik word vir geloof is aman.
Maar dit word by plekke gebruik om te glo en op 'n ander plek word dit gebruik om te vertrou en om standvastig te wees. So wanneer die Here sê glo, dan sê hy wees standvastig. Dit gaan nie oor emosie nie. Dit gaan oor getroue. Geloof is getrouheid. Om getrou te wees aan die waarheid. Om getrou die regte ding te doen. Dit is om, jy sien, om geloof te hê, of om te glo, is om te sê, ek glo die Here is daar. Ek glo die Here het bestaan, ek glo die Here het die hemel en aarde geskape, ek glo Jesus is die seun van God en hy is die verlosser en hy het aan die kruis gesterf en hy het op die 3de dag opgestaan. Ek glo dat hy opgevaar na die hemel toe en hy sal weer terugkom. Dis ek glo dit. Maar geloof is 'n uiterlike aksie in dit wat ek nou gesê het. Is om standvastig in Christus, want hy sê dat bly in my beteken om standvastig in hom te wees, dan sê hy glo in my beteken om standvastig in hom te wees. Dit is die praktiese uitvoering van hierdie verhouding. Is dat ek en jy in hom sal wees. Nie net bloot saam met hom sal wees. Daar's 'n verskil om saam met iemand te wees en om in iemand te wees. Dis wanneer jy dis die verwagting wat Christus het, is dat ek en jy een met hom sal wees. En daarom is dit belangrik dat die ek moet sterf. My gesindheid, soos ek nou gesê het, moet een wees van Here, wat wil U hê? Here, wat is U begeerte? Want is nie meer my wil nie, maar is U wil. Want jy sien, dit is wanneer ek in hom is, dan sê, wanneer ek in hom is, sal ek vra net wat ek wil. So wanneer ek in hom is, en dit alles gaan oor om hom te verheerlik, om hom te behaag. Jy sien, want dis wat ware liefde is. Dis nie altyd vir ons so maklik moontlik, ten spyte van die feit dat jy al 88 jaar getroud is. Kom maar tye wat tannie vandag man, boet, van sy die gras. Kan maar nie net die bed van opmaak, net onder my voete inkom. Ons raak geïrriteerd ons met mekaar, soms lieg. Ek kan nou maar omgooi, ek praat op my veel uit. Maar die basis van 'n gesonde huwelik is wanneer die een maat alles doen sodat die ander maat blydskap kan hê en vrede. Inherent is jou hele begeerte is dat alles vir haar great moet wees. Dat haar dag lekker moet wees. Wat jy doen jy vir haar. Daar is niks, en dieselfde, alles wat sy doen sy vir jou, sodat jou dag moet awesome wees. Inteendeel, sy gaan dalk vanaand lus wees vir hoender en aardappels, maar sy weet jy soek steak en pap. So gaan steak en pap maak, want sy nie jy moet werk. En nou dink jy, maar dis awesome. Sy het nou vir my steak en pap gemaak. Maar as dit te veel vir my is, ek gaan 'n bietjie van my pap vir haar gee. Net hierdie steek. Verstaan jy wat ek sê? Wanneer jy in iemand is, gaan dit oor die ander persoon. Dit gaan nie meer oor jou nie. Dit gaan oor wat hom maak. Dit gaan oor wat, jy sien, dis wat Jesus sê, bly in my. As jy in my bly, as jou lewe oor my gaan, dan gaan my blydskap in jou volmaak wees. Dan gaan my liefde in jou, dan gaan jy vrug dra. Maar ons het nog steeds hierdie manier van, daar's hierdie dingetjie en daai dingetjie. Die Here weet. Maar wanneer my hele lewe afgelê is, wanneer ek my kruis opneem en hom volg, hy sê wanneer jy jouself verloor, as jy hom volg wat jy jouself verloor, wanneer ek sterf vir myself en my hele lewe gaan oor, Here, wat wil U hê? As ek nie meer op 'n plek kan kom, dat ek en jy nie eers die een voet voor die ander eens, voordat ek vir die Here gevra het. Gaan die vyand met jou niks reg kry. En dit is dan wanneer jy, as jy in die storm kom, jy na die Here uitroep, en hy sê jy sal kry net wat jy wil.
Jy sien, ek wil amper so ver gaan, ek dink baie kere kom ons in storms aan al hoe dan ja. Jy gaan vroeg huis toe gaan. Ek wil ver. Jy gaan vroeg huis toe. Jy weet daai goed is. Ek staan eerder hier so. Ek dink baie kere kom ons in storms. Omdat die Here ons op 'n plek wil hê van oorgawe. Ek dink baie kere is ons nader aan die Here in 'n storm as wanneer dit goed gaan. Ek wil so ver gaan, ek dink die meeste van ons gaan dalk met my saamstem. Partykeer gaan dit goed met jou, jy kan oor niks kla nie. Alles loop volgens plan. Alles gaan goed, alles werk uit. Daar's nie moeilikheid nie, maar daar kom iets. Dit voel dit as iets missing. En dit is nie asof ons geloof verloor het nie, dat ons ophou glo, of om die Here besluit het, okay, hy wil eers gou by 'n ander broer bietjie gaan, hy het jou nou gelos, jy's op jou eie nie. Ek dink baie keer is dit juist die feit dat ons verhouding met die Here so platonies geraak het, so gewoonte geraak het, net 'n ritueel geword het, van staan op, gaan binnekamer toe bid, lees Bybel, stap uit, maak ontbyt, gaan aan met jou dinge, dag, loop met broer John vas, halleluja, prys die Here, okay, dan gaan ons dit weer aan, en dan kom jy by die winkel uit, en dan kom jy agter, die goed is 3 kwart goedkoper, prys die Here daarvoor, dankie, is lekker, en vanaand maak mamma kos, en dankie Here vir die kos, en dankie vir 'n lekker dag, en vanaand dan sê ons dankie, en so gaan ons die notion. We are with Jesus, we're not in him anymore. Ons is nou saam met hom nog, maar ons is nie meer in hom nie. Die Here soek hierdie intieme verhouding, hy sê bly met hy konstante om daar te wees. En daarom sê wandel die Gees, want jy weet, dit is nie altyd maklik om met jou eie man of eie vrou altyd so saam te lewe nie. Soms is dit so. Soms raak ons gewoond aan mekaar. En dan die Here begeer om weer naby jou te wees, want beteken dit 'n manier net om jou so te trou. Jy sien, want ons bid dan ons op 'n ander manier as dinge skeef loop as wanneer dinge goed. Dis waarna die Here soek. Wanneer hy sê bly in my, is dit die verwagting dat ons, wanneer ons so na hom soek, wanneer ons in die moeilikheid is, dat ons ook so na hom soek terwyl dit goed gaan. Dis die verhouding wat hy met jou wil hê. En as ek en jy dit kan regkry, ten spyte van wat met my kan gebeur, dan is sy blydskap in my. Dan is sy vrug in my. Dan het ek en hy werklik een geword. En dit is iets waarmee ons moet na streef, net soos wat, en ek is, almal van julle hier, is of getroud of was al getroud. Huwelik is die perdekoop. If you don't work on it, you've got trouble. So jy moet daarna soek. Jy moet daarna begeer. Hoe groot werklikheid is Christus werklik vir jou? Is Christus net so werklik vir jou, Suster Louise, soos wat jou ma daar is? Dan die Marie is dit net so groot werklikheid, soos om boet waar daar sit? Is Christus nog 'n werklikheid, want dis wat hy sê, hy wil 'n werklikheid in jou lewe wees. Hy wil in jou wees, saam met jou wees. En hy wil hê ons moet daarin volhard. Ten spyte van hoe dit gaan, want in hom is die lewe in die oorvloed. Hy sê in Johannes 10:10, ek het gekom dat julle kan lewe en in oorvloed.
Elke belofte wat aan God se woord is, hy is die ja en die amen. Alles is in hom, die oorwinning is in hom, die blydskap is in hom, die vreugde is in hom, die seëning is in hom, die genesing is in hom. Dis bloot, ek het verlang hierdie begeerte, Here, u teenwoordigheid, u teenwoordigheid, u teenwoordigheid. Ek soek die teenwoordigheid, ek wil in sy teenwoordigheid wandel. Toe sê die Here, that's awesome, but I don't want you just in my presence, I want you in me. Dis die diepte van die verhouding wat die Here na soek, is dat ek en jy in hom sal lewe. En my gebed is vanmôre dat ek voel so ontoereiklik. Ek voel gefrustreerd. Want ek voel ek het nie die vermoë vanmôre om vir julle te sê wat die Here aan my geopenbaar het. En dit is my gebed dat jy dit kan verstaan. Want ek weet nie hoe om dit anders te verduidelik as om dit te vergelyk met 'n gesonde huwelik waar 'n man en vrou werklik een geword het. Waar dit nie meer oor my gaan nie, maar oor die ander een gaan. Dat my begeerte absoluut daar is om die Here te soek en om hom te behaag. Want dit is in elk geval waarvoor ek geskape is. En as jy dit doen, dan sal jy vra en jy sal kry. As jy dit doen, as ek werklik die alfa en die omega is, dan sal my blydskap volkome in jou wees. Wie van ons wil nie 'n lewe van blydskap hê nie? Wie van ons wil nie 'n lewe hê van vrede nie? Daarom sê in Filippense, wees oor niks besorg nie, maar maak al julle begeertes aan my bekend met gebed en danksmeking en danksegging, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle kom, maar dis in hom. Nie saam met hom nie. Saam met hom is dit awesome. Saam met hom is dit lekker. Dis amper soos om saam met jou beste vriend te rond te loop en dinge te doen. Dis lekker, die atmosfeer is great. But it's different wanneer dit so intiem is dat ons eintlik een is. Dat ek so een is met die Here dat ek weet wat sy gedagtes is. Ek weet wat is sy begeertes. Dis so dat jy is al so lank getroud, jy begin nog met die sin en maak sy klaar. Sy begin en dan maak jy klaar. Because you know. Oor 'n paar jaar as jy net soos daai wil lyk wat jy gaan mooier word. Dieselfde genade wat jou gered het, is dieselfde krag wat jou sal onderhou. Dis dieselfde krag wat jou sal deurdra. Dieselfde genade wat jou siel gered het, is ook die krag van jou blydskap, is die voedingsbron van jou lewe. Daar's kinders van die Here wat so vol van die blydskap is, hulle het niks anders nie, maar hulle is so bly. En hulle is ryk. Dis hulle het meer as die meeste van ons. Dis 'n skande om te sien hoe jy in Indonesië, dit is waar die ander groot kerk was, is Indonesië. Hoe daar 'n monsoon reënval is, né? Daar's nie droë grond, dis nie modder nie, dis 'n water, dit lyk soos 'n rivier. Jy sien hier en daar 'n bankietjie nog uitsteek. Daar's nie 'n dak nie. Daar is so 'n stuk hout wat daar staan wat die kanseltjie is en alles. Daar's nie musiek nie. Hoe mense in die water kniel en God aanbid. Want hulle blydskap is volkome. Dis hoe hulle in China vir mekaar die woord lees. Maar hulle die Bybels nie. Ek weet nie of julle die video gesien het toe 'n klomp sendelinge iewers in China gekom het en Bybels uitgedeel het, hoe daai mense begin huil het van blydskap nie. En hier lê ons Bybel so dik onder die stof. Pastore kom by mekaar in 'n meeting en vra hulle waar is hulle Bybels? As ek wil nou nie op tone trap, but that's me.
Ek wil nergens gaan sonder my Bybel nie, want dit is my tasbare. This is Jesus. I want to be in him. I don't want to be with him anymore. I just want to be in him. Ek wil in die Here. Ek wil met hom wees. Sien wat hy wil hê ek moet vrug dra. Sien ek kom nou net by iemand. En dan sê die Here maak geroep vir my daar. Gee dit vir hierdie kind van my. En as ek dan nou nie die Here by my het, hoe dan? En ek weet, 'n paar manne, daai is net nie dieselfde nie. Daar's te veel ander dinge ook maar. Hoor my hart vanmôre. Ek het ook die Bybel op my foon. En dit is lekker, soms ek het hom op die rekenaar ook. As ek afsonder 'n Bybelstudie doen, dan is my rekenaar op die soort oop, daar's baie daar. Maar miskien is dit ouer op stoere op tyd sit dan. Dalk het lê die probleem in my. Maar as niks wat hierdie kan vervang. My probleem is hy's daar se hulpmiddel, maar daar's ander goedes op daarop. Daar's Facebook op daarop en daar's YouTube op, daar's baie ander dinge daarop. Al gebruik ek dit nie, dis daar. It just doesn't feel the same. Sien, ek wil in die Here wees. Ek wil nie net meer saam met hom wees nie. Want dieselfde krag wat my gered het, is dieselfde krag wat my sal onderhou. Is dieselfde krag wat my sal deurdra. Dis die krag wat in my is, wat die vrug voorbring. Jy hoef nie vanmôre te spartel nie, weet jy wat? Jy hoef nie vanmôre iets te probeer voortbring nie. Maar die lewensaard waarin ek en jy ingeënt is, ek en jy in die wynstok is dit die wynstok wat die vrug in my en jou gaan voortbring. Dan kan ek en jy ophou spoeg en ophou spartel. Want te veel kinders van die Here word moeg, want hulle wil die vrug voortbring. En al wat die Here sê, bly in my. Bly in my. Hoeveel is jy bereid vanmôre om op te sê? Hoeveel is jy bereid vanmôre om op te gee? Hoeveel is jy bereid vanmôre om eenkant te sit en te sê, ter wille van hierdie verhouding, Here, I don't want this anymore. I don't want this anymore. I just want you. En die vrug sal kom. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer, maar Christus leef in my. Wat ek nou in die vlees lewe, lewe ek deur die geloof in die Seun van God, wat my liefgehad het en homself aan my oorgegee het. Is jy met Christus gekruisig? Jy sien die dag toe ek en jy deur die doop wat gaan, toe sê ons die ou mens sterf nou saam met Christus. En toe ek uit die doopbad uitkom, toe sê ek nou staan ek op as 'n nuwe skepsel. In Christus. En dis hoekom Paulus sê, hy sê voordat ek nou lewe in Christus, hy sê, ek het saam met hom gekruisig, ek het gesterf. Het ek gesterf. En lewe Christus. Want hy het my lief gehad en homself vir my oorgegee. So die vraag is vanmôre is, hoe diep verhouding soek jy met Christus? Hoe diep is die verhouding wat jy werklik met hom het? Hoe groot is die blydskap wat jy begeer? Hoe groot is die vrede waarna jy soek? Want is onbeperk in Christus. Miskien het dit tyd geword dat drie en 'n half jaar hierdie disippels staan opgeneem. Hoor julle wat ek sê? En het was awesome, maar ek was nie great nie.
Want ten spyte van die feit dat hulle 3,5 jaar saam met hom geloop het, het hulle nog gefaal. Het hulle, toe dit saak gemaak het, het hulle hom verloor. Petrus 3 maal vir die hand gekry. Selfs nadat hy opgestaan het baie van hulle nog getwyfel, maar hulle het saam met hom gewandel. Hulle was nog nie volkome nie. Maar toe hy opvaar en hy die Heilige Gees uitstort, is hulle nie meer saam met hom nie, is hulle in hom. Toe het hulle blydskap volkome geraak. Paulus sou nooit die bediening gehad het as hy net saam met Christus gewandel het. Petrus het nooit die bediening gehad toe hy saam met Christus gewandel het. Maar dit is eers toe hulle in Christus is, het die vrug gekom. En ek wil vanmôre vir jou sê, en hoor my nou vanmôre hier, 'n lewe in Christus gaan noodgedwonge sekere weerstand bring van die wêreld. Ons gaan soms weerstand ontvind van die wêreld omdat ek en jy Christus is. Hoe nader en hoe dieper ek in hom is, hoe meer gaan die wêreld my haat. Maar ek wil nie vir jou vanmôre heeltemal sê jou lewe gaan soos Paulus in wees nie. Paulus moes ly. Die Here het vir hom geopenbaar wat hy sou ly vir sy naam, omdat hy die kerk vervolg het. Maar wat ek vir jou wil sê, is ten spyte van alles waardeur Paulus gegaan het, het hy blydskap gehad. Het hy blydskap gehad. Nou ek en jy gaan noodwendig dieselfde pad loop as wat Paulus het nie, maar ek wil vir jou sê, terwyl ek en jy se voete nog in vlees hier op aarde is, gaan ons weerstand hê en gaan slegte goed gebeur, maar as ek en jy in Christus is die blydskap volkome. Dis 'n belofte van die Here. Sal jy bid met geloof en weet, jou gebede word beantwoord. My gebed is vanmôre en ek gaan nie stop want dit voel net vir my ek kan sê wat ek wil, maar ek het nie die Heilige Gees moet met jou praat vanmôre om dit vir jou te laat verstaan. Ek het nou net kom die saad saai. En as ek enigiets nog wil sê, gaan ek dit net steeds sê. Mag die Gees die naprediker wees, because the Lord wants something more. Die Here begeer iets meer. Vraag is dat jy daai selfde begeer. Hemelse Vader, dankie vir die kosbare. Dankie dat U lewe gegee het sodat ons 'n lewe in U kan hê. Here, as U dit nie sou doen nie, dan was daar vir ons niks vanmôre nie. Here, hierdie gaan nie net oor vergifnis en versoening nie, maar dit gaan in 'n lewe van oorwinning, 'n lewe van oorvloed, 'n lewe van blydskap, 'n lewe van vrede en van liefde. En Here, my gebed is vanmôre is dat U hierdie bly in my kom sê, by elkeen wat hierdie woord hoor vanmôre, dat hulle dit sal verstaan. Here, dat hulle dit sal begryp en verstaan hoe diep hierdie ding kan gaan, Here. En wat dit is, Here. Here, dat ons nie meer hoef te spoeg en te spartel. Here, partykeer probeer ons self die vrug voorbring, maar die woord sê, hy wat in my bly, sal die vrug dra. Vader, ons dankie vir hierdie woord. Ons vra dat U dit dan ook in elkeen van ons sal seën in Jesus Christus naam. Amen en amen. Prys die Here. Ons gaan nou hierdie diens afsluit met 'n laaste koortjie en ek het nou daar eintlik nou spytig 'n ander koortjie vanoggend kom opsit en ek het nou nie eens gekyk of wat se koor dit is nie. Om ek kyk gou dit. As ons dan afsluit en die Here het dit op die hart om dan te saai vir sy koninkryk, dat U dit met 'n blymoedige hart sal doen en ek weet dat jy reeds geseënd is en dat dit jou sal goed gaan. En ek vra dat pastoor Raymond dan ook van sal afsluit. Onthou vanaand 6:00 het ons diens. Prys die Here.
Ek het hulle. Dis wat nodig is. Ek kan, as 'n liedjie change, julle, dan gaan julle op 'n surprise kry. Prys die Here. Die program is 'n bietjie verander. He abides. He abides in me. Prys die Here vir ons my liefgewordste. E flat. E flat. Kom ons staan. Kom ons staan. Prys die Here. He abides. Hallelujah. Kan ek vra? Yes. As ons die sing, kom ons sing nie oor hom, na hom, sê you abide in me. Amen. Ja, you abide. In plaas van he abide, you abide. Die Here vra nooit iets wat hy nie self doen nie. Want hy is in jou. En omdat hy in jou is, het ek hierdie voorreg om in hom te wees. Ons moet net dit besluit. It's just a choice. You abide, you abide. Is dit nie hoe wat die engel vir Maria gesê het, toe hy vir haar gesê het, jy gaan 'n seun baar en julle moet hom Immanuel noem. God met ons, God in ons. Prys die Here. Is jy in hom? Amen. Dis die vraag vanmôre. Baie dankie, Pastoor Hendrik. Dierbare Hemelse Vader, Immanuel, God is in ons.